Goed, ons is live. We begin. Ons sien. Dit is weer 'n wonderlike voorreg wat ons vanmôre het om saam met jou 'n paar minute te spandeer rondom die woord en baie dankie dat jy tyd gemaak het ook om daarna te luister. So kom ons vra net vir die seën van die Here. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons vanmôre het om op hierdie pragtige dag net weer u woord te kan oopmaak en toe te laat dat die Heilige Gees weer hierdie waarhede van u woord in ons gees vas te maak, sodat ons optrede, ons denkwyse, ons maniere daarby kan aanpas en u welbehaag kan wees. So vra ek dat ons saam zijn vanmôre sal seën en ons 'n suiwer, 'n skoon gedagte sal gee om hierdie goeders in ons gees in te plant. Dankie vir u liefde en u genade, ons eer u in Jesus se naam. Amen. Baie dankie vir die geleentheid wat ek het. Ek het verlede week het ons 'n paar radikale dinge gesê en goeders wat jy nie elke dag hoor nie, en ons mense is geneig om so met tradisie saam te gaan en te glo wat jy hoor en sonder om regtig in diepte na die Bybel te gaan kyk of dit wat ons regtig glo of dit werklik so is en of dit maar net die opinie van iemand is. So ek challenge jou vanmôre weer om hierna dit wat ek gaan luister, dit wat ek gaan sê, waarna jy luister, met die woord te vergelyk en dan terug te kom en met my te praat en te sê wat jy daarvan dink. Dankie vir die baie positiewe terugvoere wat ons sover ontvang het met hierdie kursus wat ons doen. So ek het verlede week afgesluit deur gesê dat sonde is nooit 'n wyse besluit nie. Om sonde te doen is verkeerd, dis dom. Ons sal nooit sê dat dis nou maar reg, jy kan nou maar lewe soos jy wil nie. Nee, sonde is nie 'n wyse besluit nie, maar is ook nooit 'n kwessie tussen jou en God nie. Omdat Jesus klaar die volle prys betaal het vir jou sondes, jou ongeregtighede, van die verlede, die Here en die toekoms, daarom sal sonde nooit weer 'n skeidsmuur wees tussen jou en God nie, want God werk met jou in jou gees. En die Bybel sê hy dat God aanbid om in gees en waarheid aanbid, want God is gees. Okay, hy het met al jou sondes en al die ongeregtighede het hy afgereken. En daarom sê die Bybel in Hebreërs 4 vers 16. Hy sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Jou hemelse Vader nooi jou om in 'n persoonlike verhouding met hom te staan, om ongeag van hoe jy in jou vlees en in jou siel is of dink of optree, vra hy jou, kom na die troon van genade toe. Kom na die troon toe, ek het vir jou genade en barmhartigheid om gehelp te word. Die Engelse Bybel sê, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Baie mense dink dat, nee, ek kan nie na die Here se troon toe gaan nie, want ek het nou weer dit of dat gedoen, ek voel onvrymoedig. Dit is juis in daardie tyd wat die Here jou nooi en sê, kom. Jy kan nie net na die troon van genade toe gaan wanneer jy so voel, wanneer jy op die hoogte van die kruin is en alles gaan 100% goed, dit is nou net lekker worship en die naam van die Here groot maak nie, maar wanneer jy in die vallei is, wanneer jy in die laagte is, dan sê die Here, this is your time of need, come, en God wil vir jou genade en barmhartigheid gee, want jy verskyn voor die troon van die Here in jou gees, dit moet jy besef, nie in jou vlees of met jou siel nie, in jou gees kom jy voor God, en God kyk na jou gees, want hy sien in jou gees, sien hy wat Christus klaar vir jou gedoen het, en dit maak jou aanvaarbaar vir hom. Nie jou optrede nie, of jou gebrek aan optrede nie. Die gees van sy seun in jou gees, maak jou aanvaarbaar vir hom. Nou, kom ons by daai groot vraag wat ons reg in die begin gevra het. Is dit nou eenmaal gered, altyd gered, en jy kan nou lewe soos die duiwel en nog steeds hemel toe gaan? Of is dit 'n kwessie van jy moet
weergebore word en dan weer weergebore word en weer weergebore word, soos 'n val en opstaan jou hele lewe deur. Nou, die antwoord is nie die een nie en ook eintlik ook nie die ander nie. Dis nie heeltemal net eenmal gered, altyd gered nie, kan lewe soos jy wil nie. En dis ook nie, jy moet weergebore word en terugval en weergebore en terugval. Die regte antwoord is tussen die twee. En ek gaan dit vir jou mooi verduidelik en ek dink nou vandag sal jy dit mooi verstaan. Albei standpunte het 'n gedeelte van die waarheid. Die volheid van die waarheid is tussen hierdie twee. Ek glo dat jou gees is weergebore deur jou geloof in Christus en jy is nie gered as gevolg van jou eie goedheid nie. Daarom kan jou gebrek aan goedheid nie veroorsaak dat jy ongered word nie. As iemand nou sê dat dit onmoontlik is vir iemand wat een of ander sonde gedoen het om hemel toe te gaan, moet ons eers weer sonde klassifiseer. Watter sonde is dit wat jou gaan laat verlore gaan? Watter sonde is dit wat gaan maak dat jy nie gered kan word nie? Dit is nie so nie. Ek wil hê dat jy mooi verstaan. Wanneer die Here praat van ons sonde en ons ongeregtighede, dan het hy 'n spesifieke maatstaf. En as ons kyk na die wet, dan is die wet of God se geregtigheid of God se maatstaf is soos een groot stuk glas. Jy kan nou 'n geweer vat en 'n klein gaatjie deur in die gat skiet, of jy kan met 'n motorvoertuig deur in die gat ry, deur in die glas ry en 'n groot gat maak. Hoe dit ook al sê, dat wanneer hy stikkend is, hy stikkend, hy's gebreek, of dit 'n klein gaatjie is of 'n groot gat is, hy's gebreek. Jakobus 2 vers 10 sê juist dit. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. As jy die geringste oortreding begaan, is jy skuldig aan die hele wet, oortreding van die hele wet. Dit is hoekom die wet vir ons gees, om vir ons te wys, ons skiet almal tekort, nie een van ons gaan dit maak nie. In God se oë is 'n spoedoortreding dieselfde as oorspel of moord. Want dit is 'n breek van God se wet, alles is hoe klein, die glas is stik en die glas moet vervang word. In die mens se oë is dit anders. Jy gaan heeltemal anders hanteer word as jy spoed oortree as wanneer jy 'n moord pleeg. Mense standaard is heeltemal anders, maar in God se oë, as jy die geringste oortree het, het jy aan die maksimum oortree. As my en jou saligheid sou afhang om so hoog te spring dat ek aan die kerk se dak moet raak. Kom ons sê 10 meter dak. En die Here sê vir jou, as jy in daai dak kan raak met jou hand, as jy spring in daai dak raak, dan kan jy gered word. Maar as jy nie, dan kan jy nie gered word nie. Nou 'n atleet en iemand wat hoog spring kan miskien nou nog dalk 3 of 4 meter raak. Maar iemand soos ek wat nou 'n bietjie oorgewig is, sal dalk net 6 duim kan spring, net effens kan raak. So, maar hoe dit ook al sê, of ek 4 of 5 meter spring en of ek 6 duim spring, ons maak dit nie. Ons kan dit nie maak nie. Dis heeltemal buite ons vermoë. En dit is waarom ons iemand nodig het wat dit klaar gemaak het. Volgens God se woord is daar nie iets soos klein sondetjies en groot sonde nie. As jy dit mis, dan mis jy dit. As jy kort kom aan die heerlikheid van God, het jy dit totaal gemis. Of jy is perfek, of jy het 'n verlosser nodig wat perfek is. Niemand doen altyd al die goeie dinge wat hulle weet hulle moet doen nie. Ek kan nou vandag my sê, maar ek is nie 'n ou wat oorspel pleeg en drink word en dit en daai en die goeders doen nie. Maar daar's sekere goed wat jy nalat om te doen. Dinge wat jy weet wat jy moet doen, maar wat jy nie doen nie. Jy skiet elke dag ver tekort. En dit is hoekom ons dit mis. En dit is hoekom Jesus gekom het om in ons plek te kan staan sodat ons deur hom geregverdig kan word. Jou gees is verseël, geheilig en vir altyd perfek. Dis iets wat ek oor en oor gesê het en nog weer wil sê, want ek wil hê jy moet verstaan. Jy is volgens God se woord wat jy in jou gees is, nie wat jy in jou liggaam en in jou siel is nie. Aangesien verlossing heeltemal daar afhanklik is dat jy jou geloof in die afgehandelde werk van Christus plaas om weergebore te word. Daarom affekteer jou sondes nie jou verhouding met God nie. God het gemeenskap met jou, net op grond van jou geloof in sy seun Jesus Christus. As ons skryf in Johannes 6:44 wat sê, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in daardie laaste dag.
Die rede hoekom ek en jy vandag kinders van die Here is, die rede hoekom ons die Here dien, is nie omdat ons iets gedoen het wat goed is, of ons ouers iets gedoen het wat goed was nie. Jesus Christus, God het ons getrek deur sy seun Jesus Christus. Met koordebande van liefde het hy ons getrek. Ons het die evangelie van sy waarheid, die evangelie van verlossing gehoor en geglo, en Jesus Christus aangeneem as verlosser en saligmaker. En op daai oomblik is ek weer gebore en in my gees heeltemal perfek, en daarom behoort ek aan hom en hy sal my opwek in daardie laaste dag. Hoe dit ook al sy, luister mooi, die Bybel leer nie dat as jy een keer gered is, jy nooit weer verlore kan gaan nie. Inteendeel, daar's 'n paar skrifgies in die Bybel wat sê, so jy kan nie sê, en ek sê ook nie, dat as jy gered is, kan jy lewe soos wat jy wil, jy kan nie verlore gaan nie. Die Bybel sê dit nie. Inteendeel, in baie mooi gedeelte in Hebreërs 6 vers 4, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het, die hemelse gawe gesmaak het, en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het, en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het, om die weer tot bekering te hernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self, die seun van God weer gekruisig en openlik tot skande gemaak het. Vir die mense wat glo dat jy weer en weer gebore kan word nadat jy teruggeval het, hierso sê Hebreërs baie duidelik, as jy teruggeval het, kan jy nie weer hernuwe, jou verhouding kan nie weer hernuwe word, jy kan nie weer gebore word nie. So dit is nie 'n geval van, jy lewe vir hom, nou val jy terug, en dan kom jy tot bekering, en dan lewe jy weer vir hom 'n rukkie, val terug, en dan kom jy weer tot bekering. Nee, die Bybel sê uitdruklik, as jy teruggeval het, kan jy nie weer tot bekering kom. Daai offer wat Christus gebring het, is gebruik. Wanneer iemand terugval, is daar nie meer 'n offer vir hom oor nie. Jy kan ook die offer van Christus oneffektief maak deur op tradisie en jou eie geregtigheid staat te maak. Galasiërs 3 vers 1 sê, o onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Of is julle so onverstandig, nadat julle in die Gees begin het, eindig julle nou in die vlees? Belangrik om te sien dat hierdie Galasiërs waarvan Paulus praat, het in die Gees begin en nou het hulle opgeëindig in die vlees. Met ander woorde, hulle maak op hulle eie vermoë staat, hulle eie geregtigheid staat, en jy kan nie dit doen nie. Verlossing word ontvang en in stand gehou deur geloof in Jesus Christus, en dit alleen. Niks anders as jou geloof in Christus Jesus. Daarom het Jesus sê, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jy kan nie jou verlossing verloor as gevolg van sonde nie, maar jy kan dit weggooi. Hier is die punt wat ek baie duidelik wil maak, en jy moet dit mooi verstaan. Dit is nie iets wat jy verloor nie. Jy moet dit willens en wetens moet jy dit verwerp. Alhoewel jou sonde nie maak dat jy jou verlossing verloor nie, kan jou sonde jou hart verhard, en jy eindig op 'n plek waar jou saligheid geminag word en jy dit weggooi. Jy kan nie jou saligheid verloor sonder dat jy dit nie weet nie. Kom ons gaan kyk nou weer na Hebreërs 6 vers 4. Ek wil hê jy moet nou stadig net saam met my gaan. Hy sê, want dit is onmoontlik, nie, dit is nie miskien, dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het. Ek glo wanneer jy verlig geword het, is wanneer die evangelie van God se genade in jou verstand skyn, jy verstaan die evangelie, jy het verlig geword en jy smaak die hemelse gawe. Jy kom tot bekering. En dan die Heilige Gees deelagtig geword het, met ander woorde, gedoop met die Heilige Gees. Hierdie persoon wat hy hiervan praat, het die waarheid van die evangelie gehoor, uit Jesus Christus die hemelse gawe het hy gesmaak, tot bekering gekom, hy ontvang die Heilige Gees en hy het die goeie woord van God gesmaak. Hy het meer as net Bybel gelees. Hy het die woord van God ingeneem, die woord van God het in hom ontwikkel, hy het hom versterk, hy het van die woord gelewe, hy het die woord gesmaak, en dan sê hy, die kragte van die toekomstige wêreld gesmaak. Hy was deur God gebruik om wonderwerke te doen, wonders en tekens te doen, hy het die kragte van hierdie toekomstige wêreld het gesmaak, en toe raak hy afvallig. Nou jy moet gaan kyk in die oorspronklike taal, wat beteken hierdie woord, die afvallig, beteken toe
drop out along the way. Hy het net eenvoudig sy rug op al hierdie wonderlike dinge gedraai, weggestap van die Here af, weggestap van die woord af, weggestap van die Heilige Gees af en gesê ek met God en sy gebod niks meer te doen nie en hy die duiwel gaan dien. Hy het afvallig geraak. Om die weer tot bekering te vernuwe, want is onmoontlik, omdat hy ten opsig van homself weer die seun van God gekruisig het en openlik tot skande gemaak het. Jy moet sien en verstaan dat daar is kwalifikasies wat baie duidelik uitgespel word in hierdie gedeelte. Dit moet 'n volwasse Christen gewees het, wat getrek deur die Vader was, gevul was met die Heilige Gees, volwasse in die woord, die gawes van die Heilige Gees geken en gebruik het, en toe besluit hy, ek is nou moeg vir dit en draai sy rug op God en begin dien die duiwel. Onmoontlik. Nou ek wil nou net sê, ons Pinkstermense het baie keer gepraat van iemand wat tot bekering gekom het, en dat hy miskien vir 'n week of 2 goed aangegaan en dan val hy terug, en hy sê nou maar hy raak nou weer dronk, hy drink nou weer homself dronk, en sê, die ou het teruggeval. Maar die ou het nie teruggeval nie, dis nie wat die Bybel van teruggeval praat nie. Hierdie persoon wat gebeur, was maar 'n babietjie in die geloof, en hy het gestruikel, soos 'n babietjie leer om te loop, struikel en hy val, maar dit maak hom nie minder 'n kind van God nie. Die feit is net, hy het gestruikel en geval, en die Bybel sê uitdruklik dat ons wat sterk is, moet die wat swak is ophelp. Ons moet na daai ou toe gaan en sê, nee broer, sorry man, dit was nou 'n foutjie, kom ek help jou op, kom ons stap verder. Ons gaan nie weer terug en sê, maar jy het nou die Here verloor, en nou moet jy weer tot bekering kom, en weer jou sondes bely, en weer vergifnis aanvaar, voordat jy tot bekering kan kom nie. Ons het in ons kerk, in die PPK kerk, het ons 'n pastoor gehad, wat 'n wonderlike kind van die Here was, en hy het, weet nie wat gebeur nie, met sy motor gery, en hy het oor die roebord gery, en 'n ander motor getref, en hy is op slag dood. En ek sê nie nou net dat hy het oor 'n rooi lig gery nie, ek sê nou maar net hy het oor die rooi lig gery. En die ander kar het hom dood gery. Sou hy dan moes hel toe gaan, omdat hy die wet verontagsaam het en oor 'n rooi lig gery het, en nie kans gehad het om te sê, vergewe my Here, ek het oor 'n rooi lig gery nie. Dis ondenkbaar, dit kan net nie so werk nie, dit kan net nie so wees nie. Hy het, in sy gees was hy een perfek, 'n kind van God gewees, en hy het een fout gemaak, en die Here kan hom nooit daarvoor in die hel gooi nie. Dis nie ons God werk nie. Romeine 1 vers 28 sê, omdat hulle, en hy praat van hierdie afvallige mens, iemand wat afvallig geraak het, omdat hulle dit nie die moeite werd geag het, om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid, 'n reprobate mind, om dit te doen wat nie betaam nie. Jy sien, die mense het God geken en God gedien, maar hulle sonde het hulle hart verhard. Jou hart is jou gedagtes, sondes het jou gedagtes verhard, en dat jy nie meer plek in jou gedagtes vir God gehad het nie meer oor hom gedink het nie meer gedoen wat jy moes doen nie, het jy jou rug om God gedraai, en toe word jy hulle oorgegee aan hierdie slegte gesindheid. God gave them over to a reprobate mind. Vers 32, mense wat al ken hulle die verordeninge van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. So, dit is baie duidelik dat die Bybel sê, jy kan nie verlore, uitgeworpene word, as jy nog nie die dinge goed geken het nie, as jy nie 'n volwasse kind van God gewees het nie. Ek het al met mense te doen gehad en sê, pastoor, ek dink nie die Here kan my vergewe nie, want ek het hierdie onvergeeflike sonde gedoen. Byvoorbeeld, ek het dalk gelaster teen die Heilige Gees. Paulus sê dat hy het ook 'n fout gemaak en teen die Heilige Gees gesondig. Maar as gevolg van die onkunde het God hom oorgesien. Hy was nog nie 'n volwasse Christen nie, hy was nog nie 'n volwasse kind van God nie, en as gevolg van dit wat hy gedoen het, het God hom nie daai sonde toegereken nie. God sal jou nie sonde toereken as jy nie heeltemal weet wat jy doen nie. Jy kan nie 'n uitgeworpene wees as die Heilige Gees nog met jou werk nie. As jy nog 'n begeerte het om die Here te dien, dan sê dit vir jou baie duidelik dat die Heilige Gees werk nog met jou. Hy het nie sy rug op jou gedraai nie. God sal nooit sy rug op 'n mens draai nie. Dis ons wat ons rug op die Here draai. So laat ek my standpunt nou duidelik maak. Ek wil volgende week met jou praat oor daai skrifgie in 1 Johannes 1 vers 9. Maar hy sê as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig, en mense het gebruik dit te sê, elke keer as jy sonde, dan moet jy al die sonde bely, voordat jy weer verlossing kan ontvang. En ek wil vir jou wys dat dit is nie heeltemal wat die Bybel sê nie, en wat hy doen nie, maar wat ek my standpunt baie duidelik wil maak vanmôre is, ek glo
dat wanneer jy weergebore is, jou gees perfek is en sonde kan nie skeiding tussen jou en God bring nie. Jy kan nie jou saligheid verloor nie, maar jy kan dit verwerp. Ek glo ook dat jy kan nie weergebore word en dan terugval en weergebore word en terugval en weergebore en terugval nie. Maar jy kan, as jy sonde begaan, kan jy sê, Here, ek is jammer, jy kan my sonde bely en ek sê nou 'n bietjie van volgende week se boodskap, is jy kan saamstem met die woord sê, want belydenis sê, is om saam te stem. Ek stem saam met dat die woord sê, dit is verkeerd, ek ekskuus Here, vergewe my. So, ek sien baie uit na volgende week se boodskap, hou hierdie boodskap in jou gedagte, luister dit weer en weer, en as jy vra, laat weet my, stuur my 'n WhatsApp, of 'n SMS, of doen iets, en ek probeer dit verder verduidelik, maar ek wil hê dat jy moet sekerheid in jou gees hê, dat wanneer jy verlos is, Christus Jesus woon in jou, die Heilige Gees woon in jou, jy is kosbaar en waardevol vir hom, hy wil 'n gemeenskap en 'n verhouding met jou hê, hy wil bitter graag elke dag met jou kommunikeer, jy is kosbaar vir die Here, moenie die duiwel vir jou lieg nie, geniet hierdie wonderlike teenwoordigheid van die Here by die genade troon, waar hy jou uitnooi en sê, kom, ek het vir jou genade, en ek het vir jou barmhartigheid, kom ons sê vir hom, dankie Vader, baie dankie vir die woord wat baie duidelik is, dat u ons vir ons 'n ewige verlossing bewerkstellig het en vir ons 'n ewige erfenis nagelaat het. Dankie dat ons vanmôre net u woord in ons gees kan laat indrink en vra Vader dat die Heilige Gees hierdie woord sal wegbere in ons gees. Wanneer die aanklag van die vyand kom, dat ons kan weerstaan met die woord en sê, daar staan geskrywe, ek is kosbaar en waardevol vir hom. Ek bid vir elkeen wat siek is in ons gemeente en in ons dorp, Here, vra dat u hulle ook deur die Heilige Gees sal versterk, dat hulle geloof sal behou en sal vasstaan op die beloftes dat deur u wonde het daar vir ons genesing gekom. Vir die wat hartseer is, wil ons bid dat u hulle sal vertroos en sal versterk. Dankie vir die groot liefde en die genade. Ons eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy saam gekyk het. Ons wag weer volgende week so. Shalom.